Parelberg is daar twee groterige damme. Nantes Dam naby Gordon Roads en Bethel Dam omtrent in die middel van die reservaat. As kind het ek hierdie area baie gestap, maar nooit verstaan hoe die Nantes en Bethel op die berg verwant hou met die naamgenote in die dorp nie. In die dorp is daar die Nantes en Bethel strate, Nantes huis en die Bethel sportgronde. In 1689 is daar 6 plase toegeken in die Parel aan die Franse Hugenote. Hierdie plase was Picardie, La Brie, La Concorde, Goede Hoop, Nantes en Bethel. Hierdie plase het gestrek vanaf die voet van die Parelberg tot by die bergrivier. Elke plaas was 60 morge groot. Ek kon nie enige dokumentasie kry oor die oorspronklike grenslyne van die plase nie. Ek vermoed Meelstraat was die oorspronklike boogrens vir die plase. Of meer waarskynlik het Meelstraat ontwikkel volgens die boogrense van die plase. Die Nantes plaasgronde is later afgestaan aan Van der Lingen vir sy Noorderparel pastoriegronde en die gronde het gestrek tot by Meelstraat. So kom ons spekuleer oor die oorspronklike grense. Vir Nantes, as 'n mens 60 morge wil opmaak vanaf Nantesstraat na die weste kant toe met Meelstraat en Bergrivier as grense, kom mens min of meer by dit Tweestraat uit. So 50 morge is 513.000 vierkante meter. As ons Bethel se grens wil bepaal op dieselfde manier, kom ons by Chiwi-straat uit as grens. Onder die hoofstraat volg die grens die lyn van Hospitaalstraat. Die Nantesmeele in Meelstraat, net bo aan die ou Meelteater, is al in gebruik sedert die 1700s. In die vroeë 1900s is dit omgeskakel in 'n kragopwekkingstasie. Nantesstraat is op daardie tyd uitgelê en dit was dus die eerste straat met geelektrifiseerde huise in die Parel. Dit verduidelik die pragtige Victoriaanse huise in die straat. Dit was ryk mense wat daar laat bou het. As kind het ek gewoon in Meelstraat naby die Bethel gronde. Op daardie stadium was die sportvelde nog nie so ver noord ontwikkel nie. Die grond onderkant die Chiwi-huis het vir jare lank oopgelê. Op hierdie ou foto kan ons sien daar loop 'n stroompie oor die veld in die laat 1800s. Vandag loop die water in 'n pyp onder die grond. Die stroompie loop langs Carlettastraat af en gaan onder die pad in by Meelstraat. In Alexanderstraat is daar 'n permanente nat kol in die pad onder die Bethelvelde. Ek vermoed die pyp is gekraak daar. Die Bethel en Nantes damme is gebou in 1890 tot 1912. Die stroompie wat vandag onder die Bethelvelde loop, kom vanaf die Betheldam af. Die stroompie vloei naby die ou Kraal Piknik area verby en voed die waterval op die Jan Philipsbergpas. Die Nantesdam se afloopstroompie vloei deur die Meelwater Piknik area en het natuurlik die Nantesmeele aangedryf. Vandag loop die stroompie onder die grond, onder die erwe tussen Boelheid die Greystraat en Nantesstraat. Dat ek mooi daaroor dink, is dit seker vir die hand liggend dat die Meelwaterkamp vernoem is na die Meelwaterstroompie wat water beskik na die meele in Meelstraat. So om op te som, die Nantesdam verskaf water aan die meele in Meelstraat op die plaas Nantes en die Betheldam verskaf water aan die stroompie wat vloei deur die Bethel landgoed.